Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise his name, I'm fixed upon it, the name of Goeiedag allemaal. Ek is so bly dat julle weer hier inkom vir die dag 4. En die tema is nederig saam met die hart wat soos Jesus sin is. In 'n klein dorp was daar 'n groep boere wat hulle lande voorberei het vir die planttyd. Een oggend ontdek 'n boerman met die naam Herman 'n groot rot reg in die middel van sy land. 'n Rot wat te swaar om te skuif, maar Herman het geweet, as dit daar bly, gaan dit 'n groot probleem veroorsaak wanneer dit tyd word om te plant. Wat besluit het hy probeer om die rot alleen te stoot. Hy het gesukkel en gesweet. Hy het self 'n eenvoudige houtgraaf gebruik, maar die grond het nie beweeg nie. Uiteindelik uitgeput en moedig het Herman gaan sit. Na 'n ruk het dan verbygeloop. Hy sien Herman se stry en sê, laat ek jou help. Saam het hulle gestoot en hierdie keer het die rot even beweeg. Kort daarna het Robert by hulle aangesluit. Hy gryp ook 'n houtgraaf en help waar hy kan. Met 3 manne wat saamwerk, het die rot paar centimeter gerol. Toe kom die res van die boere uit die dorp nader. Sommige het gestoot, ander het met tou gedra en paar het rondom die onderkant van die rot gegrawe om die grond los te maak. Binne minute is die massiewe rot uit die land gerol. Herman kyk na sy vriende en sê, wat ek nie alleen kan doen, het ons saam bereik. Eenheid het dit onmoontlik moontlik gemaak. Die les is, eenheid vermenigvuldig die krag. Een boer alleen kon nie die rot skuif nie, maar saam het hulle geslaag. Eenheid maak die werk suksesvol. Take wat oorweldig lyk, kan gedoen word wanneer mense hulle planne om oor en oor te probeer saamspan. Eenheid bring bemoediging.
om aan sy te werk, sy saam te werk, verlig nie net die ras nie, maar lig ook die gees op. Dit laat my dink aan Prediker 4 vers 9 wat sê, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Net so is dit met die groot evangelie opdrag. As men alleen kyk na die evangelie waar, dan mag die taak te veel of te groot lyk. Maar ons saam as 'n kerk in eenheid kan ons 'n verskil maak. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou u woord kan oopmaak. En vra dat u saam met ons sal wees, waar u wil vir ons leer hoe ons die werk vir u kan doen. Ons vra in Jesus naam alleen. Amen. Nou, ons teksvers kom vandag uit Handeling 1 vers 12 tot 14. Nou, jy moet lees by die huis. Handeling 1 vers 12 tot 14. Maar ek gaan nou, die hoofteks is Handeling 1 vers 12. Daarop dra hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg. Wat naby Jerusalem is die Sabbatreis ver. Nadat Jesus opgevaar het hemel toe, en die disippels self hartig gevul wat met 'n geluk en hoop, het hulle Sabbatreis ver geloop na Jerusalem. Maar hoe ver is die Sabbatreis? 'n Sabbatreis word verduidelik deur Josep, 'n Bybelnavorsing. So 'n reis is omtrent 1 kilometer lank. Die disipels het nou net iets beleef, en daar was oomblik van stilte waarin hulle kon nadink, onthou en besef wat gebeur het, en met mekaar kon gesels het oor die hoop wat Jesus en die engele vir hulle gegee het, oor Jesus se wederkom. En hulle tending om die evangelie boodskap die wêreld deur te verkondig. Handeling 1 vers 13 sê, en toe hulle daar kom, gaan hulle na die boventrek, waar hulle gewoon was om te verstoef, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus die seun van Alfeus en Simon die ywerraar en Judas die seun van Jakobus. Met die kruisiging van Jesus het die disipels elkeen op hulle eie pad gegaan, en sommige soos Petrus en Johannes het self besluit om terug te keer na hulle ou werk van vissermanne en gaan visvang. Maar nou, na Jesus se hemelvaart,
het die disippels besluit om by mekaar te kom en die boordrag van die huis waar hulle altyd ontmoet het. Handeling 1 vers 14. Hulle almal het eendragte volhard in gebed en smeking saam met die aantalle vroue en Maria en die moeder van Jesus, Maria die moeder van Jesus en met sy broer. Het eendragte volhard. Inteendeel, hier in hoofstuk 2 vers 46 sê, het eendragte volhard. Wat 'n verskil is hierdie harte teenoor die onenigheid nie saamstem nie, die onenigheid wat nie saamgesê nie, sit mekaar tydens die laaste avondmaal. Dit wat ons sê, laat op by nagmaal, het hulle, soos ek sê, wie gaan sit en wie verraai, wat nie eendragte nie. Hulle die eenheid gewees, daai tyd, wat in Lukas 22 vers 24. Hoe anders was hierdie wagtyd vol kalmte en heilige vrede. Hier is die begin van die ooreenkom wat 'n paar dae later sulke wonderlike gebeure laat gebeur het. Maar daar is 'n vraag. In die lys van mense wat in die boordrag was, wie verras jou die meeste? Onthou, daar was 11 disipels en paar vrouens en saam met Maria en Jesus se moeder en sy broers. Wie verras jou die meeste van hierdie lys? Wie my die meeste opval is Jesus se broer. Hierdie bevind Jesus se broer hulle ook nou in die bokamer eendragtig saam die disipel. Dit is sy familie wat in Markus 3 vers 21 gesê het. Hy is buite sy sinne. Dit is dieselfde broer wat vir hom nie in hom geglo het in Johannes 7 vers 15. Maar ons moes ons broer sien in die lig van Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die eerlikheid van God. Nou hierdie teksvers sluit ons almal in. Al Jesus disipels het kort gekom. Hulle almal het Jesus misverstaan. Sommige het hom self verloon. Maar toe die waarheid aan hulle openbaar is, toe die Heilige Gees in hulle harte gewerk het, toe die woord in hulle harte gebrand het, het hulle eendragtig by mekaar gekom. Handeling 1 vers 14 bevat 'n uitstekende formule vir 'n betekenvolle gebed. Nommer 1, die versoek. Hulle het gebid. Nommer 2, die volhard. Hulle het
aanhou bid. Nommer 3, die ingesindheid, hulle het eendragtig gebid. Dan sien in Matteus 18 vers 19 tot 20 en Lukas 18 vers 1 tot 8. Nou in die Handelinge van Apostel bladsy 37 staan daar, terwyl die disipels op die vervulling van die belofte gewag het hulle harte in opreg berou, verootmoedig, jammer gesê en hulle ongeloof bely. Toe hulle die woorde van Christus voor sy dood gespreek het, in herinnering geroep, het hulle die beteken daarvan beter verstaan. Alle wat die waarheid wat, waarvan hulle reeds vergeet het, is weer na voorgebring en hulle het dit aan mekaar herhaal. Hulle het hulle self blameer of skuldig gevoel omdat hulle die Heiland misverstaan het. Die een toneel van sy wonderlike lewe na die ander het so 'n optog voor hulle gees se oë verbygetrek, terwyl hulle oor sy rein, heilige lewe diep gedink het hulle gevoel dat geen inspanning te swaar en geen opoffering te groot sou wees, as hulle maar net in hulle lewe vir die lieflikheid van Christus se karakter kon getuig nie. Ag, as hulle net die afgelope 3 jaar kon oorleef, so het hulle gedink, hoe anders sou hulle optree, as hulle die Here tog net weer kon sien, hoe anders sou hulle gestreef om aan hom te wyk, hoe lief hulle hom het, en hoe opreg bestroop hulle was, omdat hulle hom deur woorde of deur ongeloofige daad pyn of seerkry aangedoen het. Maar die gedagte dat hy hulle dit vergewe het hulle getroos. En hulle het hulle voorgeneem dat hulle so ver as moontlik was vir hulle ongeloof sou vergoed deur hom moedig voor die wêreld te bely. Dit kom uit die Handelinge van Apostel bladsy 36. Net so die disipels het ook som berou oor hoe ons in die verlede opgetree het. Miskien moes ons die gedagte nader aan die huis bring. Het jy berou oor hoe jy in 2025 opgetree het? Of hoe jy in 2025 geleef het? Miskien het jy nie genoeg tyd saam met God spandeer nie. Miskien het jy besef dat wat vir jou belangrik is, nie vir Jesus belangrik is nie. Miskien besef jy nou dat jy meer kon doen
om die evangelie boodskap te versprei. Sou jy graag 2026 beter met grootste missie, sending en visie fokus aanpak? So, wat moet ons gesindheid wees in 2026? Filippense 2 vers 5 tot 8 en ek lees uit Nuwe Lewensvertaling. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus sin wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan 'n goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee, geloof. Hy het dit slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as 'n mens geleef het, het hy homself nog verder verneder deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Wat beteken dit om die gesindheid en die houding in my hart van Christus te hê? Die gesindheid van Christus is konteks van Filippense 2 vers 5 tot 8, want ek het al geleer. Dan praat van nederigheid, onselfsugtigheid en liefde, en dit is al fokus op in Christus. Vir Paulus is alle geestelike lewe gerig rondom Jesus. En wanneer hy leste van eenheid en nederigheid wil duidelik maak, kan hy geen beter manier vind as om die verhaal van sy meester se loopbaan aan te bied as 'n hoogste voorbeeld van die eienskap of karaktertrek wat hy wil hê die Filippense moet hê nie. En die verslag wat volgens hoofstuk 2 vers 6 tot 8 gee Paulus 'n maklik en verstaanbare verduideliking. Hy gebruik sy wysheid en helder verstand oor Christus se verlossingswerk om sy eie leer te beskryf en sy bekeerling aan te moedig om die verlossing na te volg. Christus het toestand van die hemelse heerlikheid verlaat, die nederigste vorm van 'n menslikheid op homself aangeneem en die nederigste van werklik gedoen, sodat mense gered kon word. Christus moet hulle lewe volgens die groot voorbeeld vorm. En die gedagte van Christus was ook altyd by die redding van siele. So moet ons gedagte ook altyd wees by die redding van siele, terwyl ons nederig, onselfsugtig en met liefde in sy diens staan. Hierdie dag van voorbereiding wat daarvan hartbekering. Die disippels het hulle geestelike nood gevoel en
tot die Here geroep om sy heilige teenwoordigheid wat hulle sou help vir die sielredding werk. Hulle het nie net vir hulle self 'n seën afgesmeek nie. Die las om siele te red het swaar op hulle geruk. Hulle het besef dat die evangelie aan die wêreld verkondig moet word. En hulle het die krag opgeuit wat Christus beloof het. Besef jy altyd dat die las van die sieleredding op jou berus? Besef jy dat dit ons hoofdoel is as kerk om die evangelie aan gemeente en aan die wêreld verkondig moet word? Ons preek en bid baie oor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar wat wil jy met die uitstorting van die Heilige Gees maak? Dink jy die uitstorting van die Heilige Gees gaan jou die aanmoediging gee om die evangelie te verkondig? Op wie gaan die laatreën uitstorting word? Die groot uitstorting van die Gees van God wat die hele aarde met sy heerlikheid verlig, sal nie kom totdat verligting volk het wat deur ondervinding weet wat dit beteken om die arbeid saam met God te wees nie. Wanneer die kerke lewendig werkende kerk word, sal die Heilige Gees gegee word in antwoord op hulle opregte versoek. Dan sal die venster van die hemel oopgemaak word vir die buie van die laatreën. Maar self voor die uitstorting van die laatreën is ons nie alleen nie. Jesus het in Johannes 17 vir my en vir jou gebid. Johannes 17 vers 20 tot 23. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het, en ek het hulle die beheerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Jesus het vir ons as kerk gebid en vra dat ons een mag wees, een in missie sending, een in visie fokus, een in gesindheid van Jesus, totdat die wêreld
deur gemeente, deur my en jou kan sien dat Jesus deur God gestuur is en dat Jesus ons liefhet. Daarom gee Paulus raad oor hoe ons moet wees, sodat ons kan eenheid hê. Efesiërs 4:30-32. Ek lees weer uit Nuwe Lewensvertaling. Moenie God se Heilige Gees hartseer maak in julle eenheid met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossing dag sal beleef. Raak saam met alle ander slegte dinge ontslae van alle bitterheid, woede, wraak, skaam en gevloek. Wees eerder vriendelik met mekaar. Geef mekaar om. Vergewe mekaar soos God julle vergewe het op grond van wat Christus gedoen het. Kom ons pak 2026 aan met 'n vriendelikheid vol vergifnis op genade met mekaar. En vergeef mekaar nie soos die wêreld vergewe nie, maar soos God ons vergewe het in Christus Jesus. Ons bid dat niks in die pad sal staan van hoe ons familie, vriende en gemeente waardeer en versorging in. Bid dat ongesindheid en die manier van optree die hart van Jesus Christus sal hê. Bid vir die nederigheid van Jesus in ons. Hoe ons met mekaar praat en mekaar behandel met elke persoon in ons familie, vriende, kring en ook ons kerkfamilie. Bid dat ons as kerk nie doelloos sal wag op die uitstorting van die Heilige Gees nie, maar dat ons die ondervinding in 2026 sal weet wat dit beteken arbeid saam met God te wees. Sodat as die laat reën kom, dit op ons ook uitgestort sal word. En hierbij Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir die geleentheid wat U ons nou geleer het. Ons vra dat ons leven kan verander asseblief. Laat U Heilige Gees op ons daan, sodat ons weet waar lê die foute by ons, dat ons dit kan regmaak. Ons vra dat ons hierdie jaar 2026 kan fokus op U werk, sodat die werk kan klaarmaak dat U gou kan kom. En ons vra dat ons sal leer met my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle geseënde dag verder. God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me. Thou hast drawn me